Mense, goeie môre, dis 'n pragtige Shabbat-oggend en ek groet jou op hierdie afgesonderde dag in die wonderbare naam van Meester Yeshua. My naam is Frik Weideman en baie dankie dat jy ingeskakel is by hierdie Shabbat-uitsending van Menorah Tabernakel. Dit is altyd vir my 'n voorreg om met jou te kan gesels en wanneer dit Shabbat is soos vandag, dan groet ek jou met hierdie bekende woorde, Shabbat Shalom, Halleluja. En mag die lieflike naam van ons hemelse Vader, Yahweh, die Almagtige, mag dit verheerlik word en mag sy gemanifesteerde heerlikheid in jou midde wees. Baie dankie dat jy ingeskakel is, of jy nou alleen sit, of jy in 'n groepie sit, of dalk miskien by 'n Menorah Tabernakel huisgemeente sit. Geseënd is jy, gesalf is jy, omdat jy op hierdie afgesonderde dag, die woord leer my, dis 'n heilige, en dis 'n geseënde dag, en omdat jy vandag ingeskakel is, geseënd is jy, en mag jy net die rykdomme van sy heerlikheid beleef en ervaar, en baie dankie dat ons kan saam staan in die stroom van lewende waters, Openbaring 22 vers 1. Mense, kom ek en jy bid saam, en ons vra Vader dat hy vandag sy woord sal seën, en wanneer ons die woord oopmaak vandag, dat die woord transformasiekrag by jou sal bewerkstellig. Ek bid regtig vandag vir die absolute teenwoordigheid van Ruach, die ware Heilige Gees, en dat ons bewus sal word van wie is ons hemelse Vader. Hy's heilig, hy's soewerein, hy's alomteenwoordig. Hy wandel en leef in geregtigheid en regverdigheid en reg. En ek en jy moet in daai karaktereienskappe inkom. En ons gaan vanoggend daarvoor bid. En bid saam asseblief. So ek het 'n verantwoordelikheid nou. Ek gaan nou bid, so wat jy moet doen aan die ander kant, jy moet saamstem. Jy moet sê, ek stem saam. Halleluja, jy roep sy naam uit, saam met my. En dan wil ek sommer uitroep om te sê, my siel, vergeet geen een van die weldade van Skepper lewende God nie. En nou kom die woord op hierdie pragtige Shabbat, hef op heilige hande na die hemel. Abba, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van hom wat hemel en aarde geskaap het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Abba, Skepper God van die hemel en die aarde, God almagtig. U is die heilige van Israel, die God van Abraham, Isak en Jakob. U is die een wat was en wat is en wat weer sal kom. U is soewerein, u is heilig, u is alomteenwoordig en ons buig in aanbidding voor u aangesig op hierdie Shabbat en ons bely en verklaar ons afhanklikheid is by u en by u alleen. Ek dank u vandag vir die woord en dat die woord vandag gestalte sal kry in ons tabernakels en dat ons vir u 'n welgevalle, heilige en aanneemlike offer sal wees. Abba, ek bid vandag dat ons van gebrokenheid sal beweeg na geseënd. Dat ons vandag sal besef, ons kan nie langer wandel in die vleesmens nie. Abba, ons kan nie langer wandel in die wêreld nie. Ons moet die sluiers afval vandag. En dis ons verantwoordelikheid om die woord te vat en daaruit te lees, om volwasse te word in u woord. Ek dank u vandag vir die waterbad van u woord. En dat die woord vandag sy snelle gang sal gaan. 'n Mens se harte sal penetreer en hier binnekant die verskil sal bring. Dat ons harte sal verander na 'n ek wil hart. Ek wil gehoorsaam wees. Ek wil luister na u woord. Ek wil aanmeld om gehoorsaam te wees aan die bepalings van u woord. Ek wil dit doen wat vir u welbehaaglik is, sodat u naam verheerlik word. Ons meld aan om dit te doen wat u wil hê ons moet doen, sodat ons 'n glimlag op u gesig sal laat. Abba, seën vandag asseblief elke man, vrou, seun en dogter wat ingeskakel is by hierdie Shabbat-uitsending. En laat u heilige naam vandag verheerlik word. Abba, dis my gebed en dis my roepe en ek bid dit in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja, prys sy wonderlike naam. Miskien moet jy vir die persoon langs jou en voor jou en agter vir jou sê, ek is so bly jy is hier. So as jy alleen is en sê jy, ek is bly jy is vandag hier. En dankie dat jy die tyd neem om ingeskakel te wees by hierdie
Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. Man, dis lekker om saam met jou te staan in die stroom van lewende waters, Openbaring 22 vers 1, dat ons in sy water sal staan. Die woord sê ons in Johannes hoofstuk 7, as julle my glo, soos die woord sê, strome van lewende water sal uit julle binneste uitvloei. Man, geseënd is jy vandag, met jou ingang en jou uitgang. Nou vandag, letterlik op hierdie Shabbat, het ons besig om in te beweeg in Vader se teenwoordigheid. Hy seën ons, hy gee vir ons die krag, die getuienisse, die kennis van sy woord, en wanneer ons uitgaan, dan is ons sy getuienisse in Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van hierdie wêreld. Halleluja! En mag sy lieflike naam vandag net verheerlik word. Ek eer Vader vir die salwing wat ek nou ervaar. Ek dank hom vir sy bemoeienis met ons. Ag, ek is sommer net dankbaar vanoggend vir hierdie Shabbat. Ek is dankbaar vir jou wat ingeskakel is. In my gebed vandag is regtig dat ek en jy deur hierdie woord sal beweeg van gebrokenheid na geseënd. Almal van ons, ek en Kluis, almal van ons het merkers op ons lewens. Ons het emosionele wonde, ons het sielswonde, ons het seer gekry. In ons ouerhuise, in ons kinderlewe, in ons tienerlewe, weermag in my geval, universiteit, my werkslewe, ons het seer gekry, ons het pakslaag gekry, ons het mense gehad wat ons gesien het as 'n geleentheid. Almal van ons het merkers. En dis vandag vir my belangrik om daai merkers te identifiseer, erkenning te vat, dit te los, te vergewe en vry te spreek en aan te gaan met 'n volwasse eienskap. Dat ons nie langer kind sal wees om te sê my en ek, gee my, daai mentaliteit nie. Glad nie langer met sulke goed nie. So waar kom gebrokenheid vandaan? Skryf gou neer. Waar kom gebrokenheid vandaan? Nommer 1, dit kom deur skande. Waar kom skande vandaan? Deur disfunksionele optrede. Deur op te tree soos hierdie wêreld. Te praat, te dink, te doen, te besluit en te reageer soos hierdie wêreld. Daai shame. Die tweede ding wat gebrokenheid veroorsaak is om te blameer. Ek blameer my ouers, ek blameer my vrou, my man, my kinders, ek blameer my familie, ek blameer my werkskollegas, ek blameer my onderwyseres, ek blameer 'n klomp dinge, ek blameer selfs ons hemelse Vader. Dit is presies wat Kain en Abel gedoen het. Kain, waar's jou broer? Ek weet nie, ek is nie die oppasser vir my broer nie. Eva, hoekom het jy die boom van kennis van goed en kwaad, hoekom het jy dit geëet? Ek weet nie, iets by die slang gestuur. Adam, hoekom het jy? Nee, die vrou. Ons blameer. Dis waar gebrokenheid vandaan kom. Met ander woorde, dit wat ek nou noem, is wysheid by hierdie wêreld, maar dis dwaasheid by Elohim. So 3 belangrike dinge wat ek en jy van moet kennis neem in ons geestelike wandel, wat gebrokenheid veroorsaak. Mense onthou net, ons is emosionele wesens. Ons is gees, siel en liggaam. En wanneer jou sielsdimensie voorloop, by wyse van sintuie, wat jou oë sien, wat jou ore hoor, wat jou hande doen, waarheen jou voete loop, wat jy beleef en ervaar, as iemand jou verwerp, hoe reageer jy? As iemand jou te nakom, wat wil jy doen? Ons sal altyd terug doen aan hulle, en ek wil dit net vandag sê vir die rekord. Dit wat mense aan jou doen, kom nie op jou rekord nie. Dit wat jy terug doen aan hulle, dit kom op jou rekord. Jy moet kennis neem, en elke woord wat jy uitspreek teenoor hulle, gaan jy moet rekenskap gee in die gereg. Jy gaan pa staan vir elke woord wat jy uitspreek. 3 belangrike dinge wat van toepassing vandag is, en al drie dinge is wanneer ons in die emosie leef, wanneer ons in die vlees lewe, en dit veroorsaak gebrokenheid. Skryf gou neer. Nommer 1 is die begeerlikhede van die vlees. Nommer 2, die begeerlikheid van die oë. En nommer 3, die grootsheid van hierdie lewe. En al 3 eienskappe is nie uit Vader uit nie. Hierdie is uit die wêreld. Dis wysheid by die wêreld, maar dis dwaasheid by Elohim. Ons het verlede week gepraat oor die eienskappe, verlede week en voorverlede week en die week tevore. Ons het begin om te sê, hoe lyk 'n sterk, gesonde familie? En dan tweedens het ons gepraat oor gebroke families. En dan derdens
het ons gepraat oor geseënde seuns en dogters en vandag van gebrokenheid na geseën toe. Mense, vat hierdie boodskap, asseblief, nie omdat Frikkie die goed doen nie, maar vat hierdie boodskappe. Gaan luister dit oor die maand van Desember. Gaan vergewis jouself, hoe lyk jou familie? Hoe lyk jou modus operandi? Hoe lyk jou optrede? Hoe reageer jy? Hoe besluit jy? Hoe staan jy op in die oggend? Hoe gaan slaap jy? Is jy another kind of man? Is jy 'n ander man wat anders opstaan, anders gaan slaap, jou vrou, jou kinders op 'n ander manier hanteer? Of is jy maar net deel van hierdie wêreld? En dit is belangrik om vandag te gaan kyk, wat moet ek en jy doen? Wat is die fases om van gebrokenheid na geseën toe te lewe? Mense, ek het soveel oproepe ontvang vanaf die eerste boodskap van sterk gesonde families, gebroke families, geseënde dogters en seuns, en vandag van gebrokenheid na geseënd. Tot en met nou het ek soveel boodskappe ontvang van letterlik honderde families wat gebroken is. Ja, is my hart te seer, hè? En ons almal het Bybels, ons almal lees, ons almal bid, van ons gaan kerk toe, ander nie, almal van ons het seer gekry, op een of ander manier. En nou kom die woord, en die woord kom leer ons vandag, die eerste woordjie, is 'n klein woordjie, is 'n 2-letter woordjie. Hierdie woordjie, in enige verhouding, in enige familieopset, of gesinsverband verhouding, is 'n gevaarlike woordjie, en dis die woordjie, ek, myself. En ek sê baie keer in my eie gebedslewe, Frikkie, jy moet hierdie pad uitkom. Jy is besig om jou eie lewe te beperk, en jy is besig om jou eie lewe te verhinder. Kom jy die pad uit, sodat Vader, deur sy Ruach, jou kan bereik. Maar jy staan in die pad, my ou. Jy moet uit die pad uitkom. Frikkie, kom uit die pad uit. Die ek self moet move, sodat Vader in my kan bewerkstellig, waartoe hy my geroep het, en hoe hy my wil gebruik, en hoe hy my wil seën. Frik, kom uit die pad uit. So die gebrokenheid het altyd die woordjie ek in. Ek is baie gevaarlik. En ek kan partykeer 'n God word. Nie ek nie, ek praat in die algemeen, kan partykeer 'n God word. Daar's 4 belangrike fases van gebrokenheid na geseën. Maak jou woord oop asseblief by Lukas 15 vers 12. En die eerste fase is gee my. In enige huwelik, in enige verhouding, 'n slaafmentaliteit, 'n onvolwasse mentaliteit is gee my. En daai mentaliteit is ook 'n eindtydgesindheid. Gee my. Dis mos ons humanitêre reg, nê? Ons kan ons maak en doen wat ons wil en ons is outer in ons optrede, want ons werk mos vir ons eie geld en ons doen dit en ons bereik dit en ons vermag dit. Ons het amper half die Nebukadneser syndroom, die eie ek. So gee my, dis die heel eerste fase wat gebrokenheid bewerkstellig. Lukas 15 vers 12. 2 seuns, die verlore seun. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Stop gou daar. Wat het jy gedoen om dit te kan kry? Wat se insette het jy gehad? Wat was jou aandeel om hierdie besittings te bekom? Maar die gee my mentaliteit is hier baie sterk van toepassing en dit bring 'n gebrokenheid in enige verhouding, enige familie, enige gesin. Wat doen die vader toe? Hy het toe die goed tussen die 2 seuns verdeel. En hierdie gee my mentaliteit is eintlik 'n baba fase. Vroeg in 'n huwelik, dan gaan dit oor die man en die vrou. Gee my, ek wil dit hê, ek wil gelukkig wees, maak my gelukkig. Jy moet die ridder wees op die wit perd, jy moet die prinses wees. Daai gee my mentaliteit in die heel eerste fase van 'n huwelik is altyd daai baba fase. En dan word jy groot en dan kom jy agter, maar om 'n suksesvolle huwelik, 'n suksesvolle gesin te hê, moet ek begin dien. Yeshua kom leer ons en hy sê, wie is die grootste onder julle? Dis die een wat dien. Hartseer om te sê, ek kry die boodskappe, ek kry die oproepe, ek doen die beradingssessies, hartseer om te sê, 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar, 70 jaar, sit ons met situasies van, gee my, daai ek mentaliteit, daai amper, God gee my mentaliteit,
wanneer ons tot bekering kom, Vader, U moet nou dit vir my doen, U moet nou dit vir my regkry, U moet hierdie gemors in my huis kom regmaak, wat ek gedoen het. Vader, kom maak hierdie gemors reg, kry my vrou weer in lyn, Vader, help my kinders, Vader, seën my kinders, Vader, seën my, maar huidiglik is ons besig met die eie ek, en ons weet nie eintlik wat is ons posisie nie. Jou posisie is om te dien, om diensbaar te wees met 'n dankbare hart. Wie is die grootste onder julle? Dis die een wat dien. In bekering tot Elohim is bloot die feit, Vader, kom help my, kom rig my, kom stig my, sodat ek 'n bruikbare instrument in U hand kan wees, om 'n gee-mentaliteit te kan hê, in steede van 'n hê-mentaliteit. Mense, 'n verhouding word verwoes met hierdie mentaliteit, om altyd te wil hê, in aandag te kry, en die narcistiese optrede, en ook die Jezebel. Dit verwoes enige huwelik, enige verhouding, enige gesin. Matteus 26 vers 14. Toe het een van die 12 disippels, die een wat Judas Iskariot genoem is, na die priesterhoofde toe gegaan. Hoor wat sê hy? Hy het gesê, wat sal julle my gee? Hier's 'n ander frase wat baie mense gebruik. So wat is in vir my? Ek gaan dit nou vir jou doen, maar wat is in vir my? Daai gee my mentaliteit, daai hê mentaliteit. Nou kom Judas Iskariot en hy sê, so wat sal julle my gee? As ek sorg dat Yeshua die gesalfde in julle hande kom. En hulle het hom toe 30 silwer muntstukke betaal. So die heel eerste fase van gebroke gesin, huwelik, familie, is die eie ek. Gee my, die ek mentaliteit. En ek moet hierdie pad kom. Die tweede fase is, ek gebruik my voordeel. Ek gebruik my voordeel. Ek gebruik my posisie. Vaak die mense dalk, ek is die man in die huwelik. Ek gebruik my posisie, en ek misbruik eintlik my posisie om beheer uit te oefen, want jy sien die woord sê, dat die vrou moet onderdanig wees aan die man, en baie mense of baie mans misbruik daardie posisie, en dan kom die ouens by die huis, en hulle sit in hulle rusbanke, en die vrou moet rondhardloop en bedien. Dit werk nie so nie. Mense, ons is saam in hierdie verhouding. Ons het 'n gelyke aandeel in hierdie verhouding. Uiteraard, in die rangorde van Elohim, is die man in beheer, die vrou kom onder sy gesag in, maar met respek, met eerbied, en die man moet die leiding neem in terme van geestelike waardes. En die man moet toelaat dat sy gesin groei in 'n geloofswandel in Meester Yeshua. So die tweede fase van gebrokenheid is, ek gebruik my voordeel. Lees saam met my na die boek van Lukas, hoofstuk 15 vers 13. Nie lank daarna nie, het die jongste seun alles tot geld gemaak. Hy het alles gaan verkoop. En van sy ouerhuis af na 'n ver land toe vertrek, en daar het hy sy geld verkoos, en hy het losbandig gelewe. So hy het sy besittings gevat wat hy geclaim het, gee my deel wat my toekom, daai hê mentaliteit, en wanneer dit gebeur, dan verkoos ek alles, easy come, easy go, terloops, ek vergooi my gou hijack. Moet asseblief nie betrokke raak by vinnige, ryk word skemas nie. Jy gaan jou vinger verbrand. Hoor vandag my. Jy gaan jou geld nie kry nie, jy gaan jou geld verloor. Hoor vandag vir Frikkie. Moenie betrokke raak met hierdie schemes van beleg gou R10.000 en oor 21 dae en 26 dae, dan het jy R48.000 nie. Daai ding werk nie. Mense, jy gaan jou geld verloor. Hoor vandag vir my. Goed, alles tot my voordeel. Tot my voordeel. Dit verwoes enige verhouding, enige gesin, enige familie. Alles tot my voordeel. Hoor wat sê Filippense 2 vers 3. Moet niks uit selfsug en eie eer uitdoen nie. Presies wat Simon die towenaar gedoen het in die boek van Handelinge, hoofstuk 8 vers 19. Hy sê, gee my ook hierdie bevoegdheid. Hy praat hier met Petrus al. Hy sê, gee my hierdie bevoegdheid, sodat ek alleen wat ek in die hande kan oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Met ander woorde, hy wil dieselfde krag hê wat Petrus al het. Nou sê hy, gee dit ook vir my, en die krag kan kry, dat mense my kan volg, soos wat mense julle volg. Toe ek in die bediening ingekom het, in 2014 by Menorah Tabernakel, nadat ons
uit die AGS kerk uitgekom het baie mense vir my gesê, hoor die vrou, maar daai gemeente doen dit en hulle behaal dit en daai gemeente dat en hierdie, jy moet dit doen en dit doen en dit doen en dit doen en toe sê ek net, nee, ek is in my eie reisies. Ek doen dit waartoe Vader my geroep het. Daai mense, daai gemeente, daai klompie daar en daai gemeenskapie is geroep vir iets anders. Ek is in my reisies. Ek wil nie in hulle reisies wees nie. Ek wil nie my met hulle vergelyk nie. Ek is hier op my eie. Vader het my geroep vir dit. Abba het my gesê, gaan verkondig jy die waarheid. En die waarheid gaan mense tot bevryding bring. Uiteraard gaan jy teenkanting kry, maar ek is met jou. Ek sê jou nooit begeernis, maar gaan doen jy dit waartoe jy geroep is. Nou kom hierdie ou en hy sê, gee my daai krag, gee my die Heilige Gees, dat ek dit kan ontvang, sodat wanneer ek hande op mense lê, dat hulle my kan volg soos wat hulle julle volg. Dit gaan oor die mens. Dit gaan oor die mens. En die huwelik is presies dieselfde. Maar die man vir die vrou sê, of die vrou vir die man, mense, ek doen die beradings, ek weet waarvan ek praat. Jy vul my nie meer nie. Jy vul my nie meer nie. Jy moet iets doen om my weer te vul. Nee, wat is jou aandeel? Wat is jou aandeel? Lukas 15 vers 13, die seun doen iets. Die seun sê, hoorie, ek het droog gemaak, ek het moeilikheid. Die seun doen iets om geluk te gaan vind. Wat uit agtergekom deur sy optrede, daar's skeiding, daar's verbrokkeling, daar's gebrokenheid. Jy kan nie vir jou vrou sê, hoorie, jy moet iets doen om my te vervul, of die vrou sê vir die man, hoorie, jy moet iets doen, of manipulasie, of ek gaan dit, of ek gaan dat nie. Jy kan nie, wat is jou aandeel? Jou aandeel is net so. Mense, hoor gou vir my, as jou maatemmertjie leeg is, en jy is getroud, dan is dit vir my belangrik dat jou lewensmaat daai emosionele tank moet vul, jou lewensmaat. Hoe vul my lewensmaat my emosionele tank? By wyse van kommunikasie. Nee, nie seksualiteit nie, by wyse van kommunikasie. Konstruktiewe kommunikasie. Aandag, is belangrik. Fisiese aanraking, kwaliteit uit, opbouende woorde, geskenke en dade. Gaan bepaal wat is joune. Hier kom hierdie seun in Lukas 15 vers 13, die seun doen iets om geluk te gaan vind. Wat is jou aandeel om van gebrokenheid na geseënd oor te beweeg? Of sit jy met jou arms gevou en wag dat iets moet gebeur? Niks gaan gebeur as jy nie tot aksie kom nie. Die woord is baie duidelik in die boek van Matteus 18 vers 18. Hy sê, dit wat julle op hierdie aarde bind, sal ek in die hemel bind. Dit wat julle op hierdie aarde ontbind, sal ek in die hemel vir julle ontbind. Met ander woorde, ek sal dit release. So waar lê die aksie? By my. Ek moet dit ontbind. Ek moet dit bind. Dis my taak. Wat op hierdie aarde gebeur in terme van aksie, sal die hemel 'n reaksie wees. As jy iets wil hê moet in jou verhouding gebeur, in jou familie, in jou gesinsverband of jou huwelik, dan moet jy iets doen. Jy moet iets doen. Moenie wag vir jou vrou nie, moenie wag vir jou man nie, want dis 'n hê mentaliteit, dis 'n gee my mentaliteit. En ek gebruik dit tot my voordeel. Ek kan nie. Geluk is om te sterf in jouself. En dis die begin van herstel. Dis die begin van rekonsiliasie. Dis die begin van versoening om 'n sterk, gesonde familie te kry. En dit vat jou van gebrokenheid na geseënd. Halleluja. Die derde fase is ondersoek. Ondersoek. Begin vasstel, hemel, wat moet ek doen? Paulus beskryf dit baie mooi in 1 Korintiërs 13, die uitnemendheid van die liefde. In vers 11, 1 Korintiërs 13 vers 11, en hy sê, toe ek 'n kind was, het ek gedink soos 'n kind, ek het gepraat soos 'n kind, ek het geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n volwasse man is, nou het ek die dinge van 'n kind afgelê. Met ander woorde, hy praat eintlik hier oor, jy kan nie die uitnemendheid van die liefde ervaar in sy volheid, as jy nog sit met 'n hê-mentaliteit. Kan nie. As dit gaan oor die eie ek, gee my, hê my, daai tipe van dinge, dan gaan jy daar bly. Dis eintlik 'n slaafmentaliteit. En 'n slaaf kan nie erf nie. Seunskap kan erf. Met ander woorde, ondersoek, wat is die begin van my volwassenheid? Nee, nie my vrou of my man of my kinders nie. Wat is die begin van my volwassenheid? Waar begin ek om volwasse te begin optree? Om konstruktief by te dra tot hierdie gebrokenheid wat ons veroorsaak het deur disfunksionele optrede. Wat doen ek? Nee, Abba, u moet nou hierdie gemors kom regmaak. Nee, my kinders,
ek kan dit nie vir julle regmaak nie, julle moet dit doen, ek sal julle poging seën, maar ek sien hoe julle mekaar behandel, ek sien nie eens met die duiwel in julle verhouding of in julle gesin nie, hy het julle in elk geval gelos, want julle doen 'n beter job as wat hy doen. So ek moenie tot my bid en sê, ek moet julle gemors kom regmaak nie, doen dit self. Neem 2 belangrike eienskappe op. Nommer 1, ek erken, ek was skuldig. Hou op blameer. Nommer 2, ek gaan nou my verantwoordelikheid opneem, en ek gaan seker maak dit werk. So antwoord, die derde fase is die ondersoekfase. Ek ondersoek myself, ek gaan speel my in die woord, ek gaan speel my in die koper waskom by die tabernakel, wat beteken judgment, koper beteken oordeel, en ek speel my in die water wat in die koper waskom is, met ander woorde, ek speel my in die woord, en ek kyk, hoe lyk my lewe in terme van die woord? Jakobus 1:22. Is ek 'n dader van die woord, of lees ek maar net die woord, om my gewete te sis, intussen lewe ek soos wat ek wil? Dis die woord. Ondersoek, derde fase ondersoek, Lukas 15 vers 17. En toe kom hy tot inkeer, halleluja, en hy sê, dis die ondersoekfase. Hy deed dat tussen daai klomp varke, en dit stink, en dit is verskriklik, en hy staan een oggend op, en hy sê, hoor hierso, dis nou genoeg, hè? Dis nou genoeg, ek kan nou nie meer nie. Toe kom hy tot inkeer, en hy sê, my pa, het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oor genoeg kos, en hier sit ek, en ek vergaan van die honger. En ewe skielik gebeur daar iets. Nommer 1, hy fokus toe nie meer op homself nie. Nommer 2, hy kom uit die pad uit. En nommer 3, hy ag die een hoër as die ander een. Dit beteken, hy respekteer wie is sy pappa, hy kom in lyn met die woord, en hy sê, my pa het hoeveel dagloners, hulle almal het oorgenoeg, hier sit ek en ek vergaan, want ek het 'n ek het 'n hê-mentaliteit, en dit is die groot rede vir gebrokenheid. Psalm 139, vers 23 tot 24, hoor jy hierdie pragtige woord. Ons moet eintlik hierdie gedeelte gou bid, maar kom ek lees hom, dan bid ek en jy dit gou. Deurgrond my, o Elohim, en ken my hart, en toets my, en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Ja, dis mooi. Hier is die derde fase, dis die ondersoekfase. Was bid gou hierdie gebed toe asseblief, man. Ek wil sommer net bid. Ek ervaar sommer die salwing hierso. Halleluja. Abba, dankie vir die salwing. Abba, dankie vir u teenwoordigheid. Dankie vir die woord. Abba, dankie dat ons deel kan wees van gebrokenheid na herstel toe, na geseën toe. En Abba, ek bid nou vir elke persoon wat ingeskakel is, elke man, vrou, seun en dogter, met hierdie gebed. Abba, deurgrond my, o Elohim, en ken my hart. Abba, want hierdie hart is onheilspellend, en dat my hart in lyn sal kom met u woord, en dat my hart onverdeeld op u gerig sal wees, in seënskap, in afhanklikheid by u, dat die grootsheid van hierdie wêreld nie deel sal word van my hart nie, dat my hart 'n standvastige hart sal wees, ten spyte van die omstandighede. Abba, kom toets my asseblief, en kom kyk hoe lyk my lewe. U ken my gedagtes, voor ek nog 'n woord spreek, ken u my gedagtes, voor die woord nog by my mond uitkom, en dis op my tong, weet u al wat ek gaan sê. So Abba, u ken my gedagtes, kom kyk asseblief in my lewe, of daar by my 'n weg is van gebrokenheid, of ek die oorsaak is van disfunksionele optrede. Abba, kom kyk by my. Ek wil opstaan en ek wil sê, ek het genoeg van hierdie gebrokenheid gehad. Ek is moeg om te lewe tussen die varke. Ek vreet die pele van die varke. Ek wil opstaan. Ek wil terugkom na u toe. Abba, kom toets my. Kom wys aan my, nie my vrou nie, nie my man nie, nie my kinders nie, nie my ouers nie. Kom wys aan my, Abba, of daar 'n weg is van smart in my lewe. En as daar is, asseblief help my, dat ek in lyn sal kom, Abba, dat ek my verantwoordelikheid sal opneem. Abba, gee my die kennis, dat ek die kennis sal openbaar deur u woord, dat ek die woord weer sal begin lees, en dat die woord my sal transformeer, Vader, sodat ek uit die pad sal kom, en dat die woord gestalte sal kry in my binneste, en lei my asseblief op die ewige weg.
Abba, dis my gebed, dis my roepe vandag, in die naam van Meester Yeshua, en my gees roep uit, Halleluja, Halleluja, prys sy wonderlike naam. Mense, dis die begin van herstel. Vergifnis. Vergifnis vat jou van gebrokenheid na geseën toe. En dis 'n volwasse benadering. En as ek volwasse wil wees, dan bring die woord volwassenheid. En dan begin ek te wandel in my erfenis. Wat is my erfenis? Is opgeteken in Jesaja 11 vers 2. Dat ek die eienskappe sal hê van die Ruach in my, in hierdie tabernakel, want hier binne moet 'n menorah brand. En daai menorah, die 7 eienskappe van die attribute van die Heilige Gees. En die begin van die herstel van gebrokenheid is vergifnis. Nommer 1, by jouself. By jouself, voor die ander mense vergewe. Abba, vergewe myself. Ek het droog gemaak. Ek is in die pad. Ek het 'n hê-mentaliteit. Ek het 'n gee-my-mentaliteit. En vandag kom ek en ek ondersoek my lewe. En dat my benadering volwasse sal wees en dat ek konstruktiewe kommunikasie sal beginne beoefen teenoor my familie wat op hierdie stadium gebroken is. En dat hierdie disfunksionele optrede en hierdie skree en hierdie vloek en hierdie skel en hierdie sarkasme en hierdie aandag en hierdie Jezebel, dat het sal wyk uit my huis uit in die naam van Meester Yeshua. Die 4de fase. Maak my. Maak my. Abba, maak my 'n instrument van aanbidding. Ek het begin by gee my deel. Maar nou is ek daar om te sê, maak my 'n instrument van aanbidding. Lukas 15 vers 19. Ek sal opstaan, aksie. Ek sal opstaan en na my Vader gaan en ek sal vir my Vader sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U en ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Maak my soos een van U huurlinge. Wow. Dan kom die papa en hy sê, nee, dis nie nodig nie. Ek het 'n ring vir jou vinger. Ek het 'n kleed vir jou liggaam. Ek het skoene vir jou voete. En ek het vir jou die vetgemaakte kalf gereed gekry. Want ek het geweet jy gaan terugkom. Vers 29 van Lukas 15. Maar hy antwoord en hy sê vir sy vader, dis nou die ander seun, hè, die ander seun. Hoor nou weer die gebrokenheid. Hoor nou weer die blameer en die skuld en die vingerwys. Hoor nou weer. Hy sê, maar hy antwoord en hy sê vir sy vader, kyk. Hy sê, kyk man, ek dien U so baie jare. Vir baie jare is ek hier. Ek het nie gemaak soos my jonger broer nie. Ek het by U gebly. Ek het nooit U gebod oortree nie. Ek het dit nooit gedoen nie. En vir my het U nooit 'n bokkie gegee nie in die slag vir hom, 'n kalf. U het nooit vir my bokkie gegee sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Hoor wat antwoord die vader, Lukas 15 vers 31. Toe sê hy vir hom, my kind, jy's altyd by my. Jy's altyd by my. Wat myne is joune. Hy het 'n hê-mentaliteit gehad. Ek het geweet hy gaan 'n fout maak, want hy's gebroken. Hy's disfunksioneel. En ek het geweet hy gaan terugkom. Is jy nie bly jou broer is terug nie? Is jy nie bly ons het weer in eenheid van 'n gebroke familie na 'n geseënde familie toe nie? Is jy nie bly nie? En vandag, op hierdie pragtige Shabbatoggend, kom Elohim na jou toe vanoggend. En jy dalk miskien dieselfde ervaar. Dalk nie miskien die intensiteit waardeur hierdie jongman was nie. En Vader kom sê vir jou, my kind, hoekom dink jy ek beantwoord nie jou gebed nie? Hoekom dink jy ek is nie daar vir jou nie? Hoekom waardeer jy nie my inspraak vir my woord nie? Jy dink ek praat nie met jou nie. Jy dink ek antwoord nie jou gebed nie. Ek is daar vir jou. Wat myne is joune. Ek sê dit vir jou in my woord. Ek sê vir in Johannes 15, abide in me and I will abide in you. Maar my kind, omdat jy die woord neergesit het, en jy lees nie meer nie, daarom is jy onvolwasse. Jou benadering is verkeerd. En jy het oorgegaan van 'n gee-mentaliteit na 'n hê-mentaliteit. En 'n hê-mentaliteit veroorsaak gebrokenheid. Maar wanneer jy begin gee, my kind, wanneer jy jouself beskikbaar stel, wanneer jy jouself ondersoek, en jy begin besef, maar dis jy. Ek neem die erkenning van my optrede en nou vat ek die verantwoordelikheid om nie langer so te funksioneer nie. En die oomblik wanneer jy dit doen, het ek 'n ring vir jou vinger, het ek skoene vir jou voete, het ek vir jou gereed gemaak 'n geslagte kalf, en ek het 'n kleed vir jou. En ek en jy moet daar wees. Dis nie wat ek vir jou kan gee nie. Jy het dit reeds. Maar omdat jy my woord neergesit het, daarom dink jy het niks nie. Dis hoekom jy blameer, dis hoekom jy vloek, dis hoekom jy skel, dis hoekom jy so te kere gaan, dis hoekom jy nie luister nie.
Dis hoekom daar slers oor jou oë getrek is. Alles wat myne is joune. Jy's 'n erfgenaam en 'n mede-erfgenaam. My kind, kom in lyn met my karakter. Kom in lyn met my gebooie, my instruksies en my insettinge. Jy's by my nog altyd. Jy's gelukkig omdat jy by my is. Jy het nie die vleeslike begeertes nodig wat almal van hierdie wêreld dikteer nie. Dis wysheid by die wêreld, maar is dwaasheid by God. Ek wil jou seën. Ek wil jy moet gelukkig wees. En daarom moet jy weet, jy's 'n erfgenaam en 'n mede-erfgenaam. Hoekom sal Elohim jou nie wil seën nie? Hoekom nie? Hoekom praat jy so? Hoekom redeneer jy so? Dis presies wat Paulus gesê het. Toe ek 'n kind was, het ek gedink soos 'n kind, gepraat soos 'n kind en geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, dat ek die dinge van 'n kind afgelê. Regtig? Het jy dit regtig afgelê? Hoekom praat jy dan nog so? Hoekom tree jy so op? Hoekom voel jy onwaardig? Hoekom voel jy almal verwerp jou? Hoekom het jy pilletjies drink vir jou angstigheid? Wie het dit in jou gedoen? Hoekom het jy dit toegelaat? Hoekom het jy jou persoonlike grense oorskry? Daai goed wat jy drink en die angstigheid en die verwerping en jy voel nie goed genoeg nie, want dit en dit en dit het met jou gebeur. Dis gebrokenheid. Ondersoek jouself. Staan op vandag. Staan op vandag. Wat myne is joune, sê Vader. Halleluja. Hoekom wil hy jou nie seën nie? As gevolg van jou gebroke agtergrond. Hy kyk nie eens daarna nie. Terloops, meester Yeshua is gebore uit die verwerpeling Lea. So sy geboortelyn lê in Lea. En Lea was verwerp, die verwerpte bruid. Jakob wou Rachel gehad het. En maar toe's uit Lea gebore die stam van Juda. Uit Juda gebore David. Uit David meester Yeshua. Gebore uit hom. Gebroke agtergrond, ek voel onwaardig. Gee my. Ek wil aandag. Gee my. Ek moet weer hospitaal toe. Ek moet weer die kant toe. Ek moet weer daai kant toe. Ondersoek my vandag en kom maak my vry. Ek is moeg vir die vark. Ek is moeg vir die gebrokenheid in my lewe. Kom vat my na 'n geseënde lewe toe. En dis 'n keuse. As jy opstaan in die môre, is dit 'n keuse wat jy moet maak. Ek maak 'n keuse, ek opstaan in die oggend om my vrou lief te hê. Ek maak 'n keuse om te glimlag. Ek maak 'n keuse om my dikbekheid te los. Ek maak 'n keuse om nie deur my omstandighede gedryf te word nie. Ek maak 'n keuse om Vader te dien, om aan te meld vir gehoorsaamheid. Ek maak 'n keuse om opgewek en vrolik te wees. Ek maak 'n keuse. Ek gaan nie heeldag rondloop met 'n dik mond en iemand vra my, "Hoor jy, hoekom is jy so dik nie?" Of so dik mond nie. Hoekom? Wat het met jou gebeur? En wat hier en wat daar? Ek soek die aandag. Nee. Stop met dit. Abba, gebruik my as 'n instrument in u hand, dat ek u naam kan versprei, dat ek u woord kan resoneer in my gees en dit kan uitdeel en kan uitdra deur my optrede en deur my woord en deur my liggaam en deur my dade. Abba, gebruik my as 'n instrument asseblief. Ek is klaar met hierdie varke. Ek is klaar met hierdie mentaliteit van neerslagtigheid en depressie. Ek is klaar met hierdie mood swings. Ek is klaar met dit. Nou gaan ek verander, want die gees van God woon in my. En as die gees van God in my woon, dan behoort ek mos elke dag dieselfde te wees. Gister, vandag en môre dieselfde. Waar kom hierdie wipplank geloof, hierdie wipplank emosionaliteit vandaan? Dit kom van die vyand. Want dis die begeerlikhede van die oë en die vleeslike dinge wat jou beheer en die emosionaliteit. En ons plaas ons geloof op emosie. Jy kan nie. Dan is jy gebroken en jy gaan daar bly. Ons moet uitbeweeg. Ondersoek my, Abba. Nommer 1, dat ek sal verander van 'n gee my, om te verander na gebruik my, ondersoek my, en maak my 'n instrument in u hand. Halleluja. Halleluja. Mense, ons kan nie aangaan nie. Weet jy, ek praat met soveel mense, en my hart is seer, hè? Oor soveel mense wat vir my sê, hoorie Frik, ek is 15 jaar met angs, en ek slaap nie die aand meer, ek moet 'n pilletjie drink, om net te kan slaap, is angs. Dis gebrokenheid, hè? En ek respekteer jou, en ek het respek vir jou, maar jy gaan iets mee doen, jy gaan moet begin 'n besluit neem. Is dit maklik? Nee. Is dit moeilik? Verseker. Maar dis tyd dat jy uit jou gemaksone uitbeweeg
in 'n geloofsone en klaar kry met daai goed, anders gaan jy by die varke bly. Jy gaan daar bly en jy gaan bly blameer. En jy gaan bly sit met 'n gee my mentaliteit. Jy gaan dit bly doen. Daai hê mentaliteit. Soos 'n babietjie, myne. Jy gaan heeltyd daar bly, onvolwasse. Slaafmentaliteit. Moenie so toe gaan nie. Nee, ek is depressief. Hoekom is jy depressief? Wat het dit veroorsaak? Gaan kyk na die wortel, waar het ingekom? Gaan kyk waar het ingekom op jou timeline. Vat 'n stuk papier en geskryf neer van 0 tot jou ouderdom vandag. Dan geskryf neer waar het hierdie goed ingekom. Dan gaan jy terug op jou tydslyn en jy gaan spreek dit aan. Jy sê daar het ingekom. Op daai ouderdom, op die ouderdom van 12, 17, 21, 33, dalk met die dood van iemand naby my, of dalk met 'n gebeurtenis, of 'n ongeluk, of 'n finansiële insinking, of vernedering, of wat ook al, 'n egskeiding, wat ook al, dit het daarin gekom. Maar jy hoef nie langer so te bly nie. Staan op, staan uit vir die koninkryk. Vir hierdie rede het meester Yeshua die gesalfde gekom om die werke van die bose te verbreek. Nou bly ons in hierdie toestand, en eintlik is dit presies waar die vyand mense wil hê. Daai hê-mentaliteit, daai blameergesindheid, dis presies waar hy ons wil hê. En meeste mense doen dit. Stop! Dit maak van jou 'n kind. Jy praat soos 'n kind, jy dink soos 'n kind, jy redeneer soos 'n kind. Stop! Kry klaar met dit. Kom ek en jy bid saam. Hemelse Vader, ek dank U vanoggend op hierdie pragtige Shabbat. Hierdie afgesonderde dag, hierdie heilige en geseënde dag. U woord sê, gedenk dit en heilig dit. En dat ons vandag op hierdie Shabbat 'n besluit sal neem na aanleiding van hierdie woord, om uit te beweeg van gebrokenheid na geseënd toe. Want dis waar U ons wil hê. En albei ek bring vandag elke man, vrou, seun en dogter in elke situasie, elke gebrokenheid, elke selfhaat, elke trots, elke gees van verwerping, vrees, angstigheid, narcisme, Jezebel. Maar ons bring elke faset wat die vyand projekteer op ons mense, bring ek vandag na U toe. Om ons te ondersoek. Deurgrond my, ondersoek my hart. Kyk hoe my lewe lyk, sodat ek vir U 'n welgevalle en heilige offer sal wees. Maar ek wil nie langer so lewe nie, ek is moeg. Ek is op. Ek neem vandag die besluit om my situasie te erken. Ek erken, ek is depressief. Ek erken, ek is neerslagtig. Maar ek erken vandag, daar selfhaat in my mondering. Ek is 'n verwerpeling. Ek voel nie goed genoeg nie. Ek is verward. Ek het nie rigting nie. Ek staan beskaamd. Daar's soveel goed in my lewe. Ek kan nie eens alles opnoem vir U nie, maar dis hoe my lewe lyk. My kind staan op vandag. Maar dankie dat ons kan opstaan en kan terugkom na U toe. Ek sal teruggaan na my Vader se huis. En ek sal sê, Vader, met my optrede, my disfunksionele optrede, het ek eintlik gesondig teenoor U. Help my vandag. Geef my 'n ring vir my vinger, skoene vir my voete, 'n kleed vir my liggaam. Kom laat my toe met die salwende krag van U Ruach HaKodesh, U Heilige Gees, en dat ek sal wandel in die weë van Skepper God. Dat U my sal vat van gebrokenheid na geseën toe. Halleluja. Maar ek sal vandag 'n besluit moet neem. Ek ondersoek myself, ek sien die woord, ek weier om die woord weer neer te sit. Abba, ek gaan die woord vat, ek gaan die woord oopmaak, ek gaan daaruit lees, en ek gaan toelaat om te verander. Ek gaan toelaat om op te staan. Want hierdie woord het bevrydingskrag. Hierdie woord het versoeningskrag. Hierdie woord gaan my losmaak van die bande van die sonde, dat elke juk gebreek word. Ek roep nou die inspraak van U Ruach op elke man, vrou, seun en dogter. Dat die gees van die lewende God nou sal vaardig word waar 'n persoon ingeskakel is, Abba, en dat daai vals laste, hierdie handboeie, die voetboeie, afgeruk sal word in die naam van meester Yeshua. En dat ons sal opstaan as 'n nuwe skepping om U te eer, om U te loof en te prys en te aanbid, want ons weet U is met ons. U woord sê, alles wat myne is joune. Abba, dankie daarvoor. Ek eer U daarvoor in die wonderbare naam van meester Yeshua. Halleluja. Mense, op hierdie pragtige Shabbat, na hierdie woord, wil ek jou seën.
Ek wil nie langer jy moet gebukkend gaan onder hierdie horing van beperking, verhindering, armoede en verkrachting nie. Glad nie. Want dit het Jerusalem en dit het Juda verwoes. Gaan lees die boek van Sagaria hoofstuk 1 van vers 18. Daai het alles verwoes. Dis nie meer langer deel van jou lewe nie. Ek wil jou vandag seën met die woord van Skepper God in die boek van Numeri hoofstuk 6 van vers 24. Jahwe die Almagtige sal jou seën en jou behoed. Halleluja. En Jahwe die Almagtige sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. En Jahwe die Almagtige sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou die vrede gee wat hierdie wêreld jou nie kan gee nie. En dan laastens, en so moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. Abba, dankie daarvoor. Mense, baie dankie dat jy vandag ingeskakel was by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. My naam is Frik Weideman en dit was my voorreg gewees om vandag weer met jou te kon gesels. Van my kant, Shabbat Shalom.